Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons tema is Holidays kan Holy Days word. As ek so in die Here se vrede vertoef en ek dink oor 2025 wat verby is, besef ek dit is goed om emosies hierdie tyd van die jaar te kan hê, om emosioneel te kan raak. Maar iets wat ek geleer het is dat emosies ons nie in besit moet neem nie. Want hy sê, die wat op hom wag, sal nuwe krag kry. Ook, dat as jy hom glo, soos die skrif sê, strome lewende water uit jou binneste sal vloei. In plaas van in hierdie tyd, om rond te loop en net foute soek, in die woord Kersfees, kyk verby, die woord Kersfees, kyk verby, wat jy sien, kyk verby hierdie holidays en besef, daar was 'n holiday. Dit gaan nie oor Rudolf Red-Nose nie, dit gaan nie oor 'n slee nie, dit gaan nie oor geskenke nie, maar dit gaan oor die dag, wat daar 'n holiday was. En as almal ligte laat brand in hierdie tyd, laat jou lig ook brand, dat jy nie net fout soek nie, maar dat jy weet, al kan ons nie sê watter dag nie, weet ons daar was 'n dag, 'n holiday, en dit is wat saak maak in hierdie holidays. En as jy bevoorreg is om iewers seesand onder jou voete te voel, embrace dit, kyk na jou tree wat jy gee, loop die jaar uit, waar jy ook al is, stap die jaar uit, met hierdie gevoel binnekant in jou, om al jou bekommernisse op hom te werp, want hy sorg vir jou, in 1 Petrus 5 vers 7. Maak 'n punt in jou hart daarvan, om nie 2026 in te gaan, met die ou gevoelens van 2025 nie. Vra hom om jou te help, dat hierdie holidays vir jou holidays sal word. Daar sal word om klaar te maak met dit wat agter is. En dat jy kan terugkyk na jou spore van gister. En dalk kan jy nie op elke gebed amen sê nie. Moet jy net weet, in die realm van holiness is elke belofte van God ja en amen. So, drink die bloed van Jesus, maak klaar met dinge wat jy weet, jy agter jy moet laat, wat jy nie saam met jou moet invat nie. En word gesond, gee daar die wonde wat nog pla vir hom, sodat hy jou kan indra in 2026. Amen.